Jy moet mooi hoor. Hy sê in Romeine 8 vers 14 die volgende, hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ek gaan dit weer sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Galasiërs 5 vers 18 sê, die wat na die Gees van God luister, sê basies ook, hulle is nie onder die wet nie. Maar wat beteken dit? Beteken ons word deur die Gees van God gelei. Dit is nie sommer maar net nie. En nou wil ek ook vir u baie mooi versigtig sê, jy moet onthou, jy moet leer om te kan onderskei tussen die stem van God, die stem van die bose. Jy moet onthou, dieselfde stem wat ons sonde laat doen, is ook die stem wat kan reg en goed klink as ek vir jou opdrag gee. Maar as dit nie skriftuurlik is nie, as dit om te steel en te slag en te verwoes, kom dit nie van God af nie. Hy sê in Hebreërs 12 vers 14, sê hy, jaag die vrede na met almal. Dit is die wil van die Here. So wanneer jy die stemmetjie hoor, en daardie stemmetjie sê, dit lyk met God se woord nie, dan kom dit nie van God af. Ons moet leer om die waarheid te hoor. Want die stem van die Here wil opbou. Die stem van Satan wil steel, slag en verwoes. Prys die Here, sluit gou die oë. Die ware Vader wat die woord van God sal bring, deur my. En dat dit waarlik die woord sal wees. Soos Annemarie ook gebid het, pastoor Annemarie gebid het, vra ek u ook, Here, dat u elke woord sal seën. En dat u elke gedagte gevange sal neem, dat ons die woord vir die waarheid kan neem wat dit is, en dat ons agterna sal gaan toets. Die woord van die Here sê, toets dit wat jy hoor, die woord van die Here, toets dit soos wat jy voedsel teen jou verhemelte sal toets, of dit goed en of dit sleg is. Ons vra dat u die woord sal bring, ons sal luister, Here, spreek u. Ons bid dit in Jesus naam, word u dan ook verheerlik in hierdie diens. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ons sien die laaste tyd baie afvalligheid. Ons sien allerhande dinge, mense wat gaan, mense wat nie meer so warm is vir die Here nie. En ek kan nie help om hier by 2 Timoteus 4 vers 3 wat sê, want daar sal 'n tyd wees wanneer die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in 'n gehoor gestreel wil wees vir 'n menigte leraars en versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Ons praat so 'n bietjie hierdie, ek dit week verlede week op die huiskerk waar ons was, oor die kerk, oor ons sien oral mense wat afvallig raak, mense wat nie meer so warm is vir die woord van God nie. En gaan ons maar raak jy bekommerd, broer Jannie, ons praat woensdag 'n bietjie oor die sing-song en al die moeite wat gedoen is, die blomme is gekoop en mense is gedooi en alles is gedoen. En ons is dankbaar vir elke een wat hier was, maar jy voel tog partykeer, ek het baie moeite gedoen nie. Mense van verskeie kerke kom inoefen, 3 keer optree, dink ek 3 keer, kom ons hulle so toe ons gesin het, die was het al die 3de keer gewees, en ons ingeoefen, en al die dinge. Mense wat warm is vir die Here, wat sê, die Here het my geroep, die Here het my 'n talent gegee, en ek wil dit graag kom uitleef. En dan vind jy dat nie almal dieselfde warmte, dieselfde passie het as jy nie. En dis baie keer 'n baie eensame job. Ek het Vrydag ook vir iemand gesê, welkom in die bediening. En nou praat ek nie van iemand wat, as ek sê bediening, wat op die podium staan nie. Ek praat vir elkeen wat die Here roeping opgesit het. Ek het verlede week vir julle gesê, jy het 'n talent ontvang, jy het 'n gawe ontvang, of jy het 'n roeping ontvang, almal is eintlik 'n roeping. En die Here het vir jou iets gegee, want jy is die middelman. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek in die standaard 7 in die Hammatveld daar in Kimberley beland het, nou vat ek ekonomie vir die eerste keer. En die heel eerste reël is die reël van vraag en aanbod. Daar's mense wat 'n behoefte het, hulle het gehad, hulle skud hulle kop. Daar's mense wat 'n behoefte het, en dan is daar iemand wat dit aanbied, wat die produk kan maak. Maar meeste van die tyd is min wat jy kry, dat die ou wat dit maak, ook die oues wat dit direk aan die een wat dit wil hê. Daar's altyd 'n middelman, beteken daar sommer baie middelmanne tussenin. Met ander woorde, het 'n verspreider. Ek en u is geroep as verspreiders. Ons is nie geroep as ontvangers nie. Ons is nie geroep as gewers nie. God gee alles wat hy gee. Maar hy gee dit nie vir jou om te hou nie.
Hy gee dit vir jou te deel, om die deeltjie wat jy nodig het te gebruik en die res te deel met hulle wat dit nodig het. Ons is verspreiders, ons is middelmanne. Ons besit eintlik niks, dis alles ons. En ons moet dit net deel met ander. Ons is rentmeesters van dit wat aan die Here behoort. Maar ongelukkig dien almal nie daai passie nie. En dan voel dit vir jou baie keer, jy sit in die oorlog en jy lê in die loopgraaf, jy kyk links en regs en jy sien dalk een of twee ouens wat net so passievol soos jy in die oorlog is. Want hierdie is 'n oorlog, dis 'n geveg, dis 'n geestelike geveg. Net so passievol soos jy. En dan sien jy so 3 of 4 ander, hulle is ook daar, maar hulle hart is nie daarin nie. Hulle moet daar wees. En ongelukkig sien ons dit baie in die bediening. En dan sien jy die ander wat nie eens opdaag nie, maar hoekom moet ek daar wees? Waar is daar die liefde? Waar is daar die verhouding? Ek vra maar net die vraag, ek praat dalk met die verkeerde mense, ek praat dalk met iemand daar op Facebook of YouTube. Waar is daar die, ons het nou gesit, van ons naam wat daar opgestaan, wat ek gaan daar wees, as daar die rol afgelees word, dan is ek daar. Is jy seker daarvan? Bediening is een van die eensaamste dinge wat daar is, want as jy die vader, moeder, seun, dogter, man of vrou kan verlaat, kan haat, kan verloon en my volg nie, is daar die plek vir die koninkryk van die Here. En ek wil jou sê, ek het woensdag 'n man hier by my gehad in die bediening, pastoor, so net met my kon gesels. Ek het eintlik gedog hy moet my beter leer ken, maar ek het besef hy wou eintlik ek hom beter leer ken. Iemand hierdie dorp. En hy begin en hy praat vir my van die bedieninge en hoe eensame werk dit is. Hulle het bedieninge in Holland al gehad, en in Duitsland, en in Oostenryk, en België, en hoeveel bedieninge daar was, waar 'n pastoor gaan, en hy bid, en hy preek vir sy vrou, week in en week uit, maar hy hou aan. En een dag, dan stap daar mense in. Maar die opdrag is, en snaaks, ek het vir hom niks gesê nie, maar as die Here hom gestuur het, want in ons woede dit uitkeer. Ek sê baie keer, ag, solank daai ou wat hier verbyloop, wat nou hier uitgestap het, dat hy maar net na die kerk toe gaan is dit goed. Maar eintlik hier binne, dan dink jy myself, wat het ek verkeerd gedoen? En dan troos jy jouself, en daai wat ek nou gelees in daai teks, wat sê, want hulle wil nie die waarheid hoor nie. Maar ek kan nie dit sê nie, want wie sê, ek gaan nie die waarheid langs van hoor nie, nee. Maar het vat maar aan jou, die bediening, glo vir my, as jy werklik 'n passie het, dan voel dit vir jou, maar hoekom deel almal nie hierdie passie nie? Hoekom is almal nie hierdie liefde nie? Hoekom is almal nie so opgewonde soos ek nie? Hoe sê Lily, sy sê, oupa maak so. Ja? Hoekom het almal nie daai passie nie? En dit breek jou hart. Dit breek jou hart. As almal dit nie, as almal nie in hierdie fight nie was nie. Ek was, nog my jaar was daar diensplig gewees. En jy het soldate gehad wat beroepssoldate was. Kyk, hulle was in daai ding wat hulle wil daar wees. En daar was daar dienspligtiges, hulle moes maar daar wees. En dan is daar die ouens wat in die DB beland het, want hulle was nie bereid om wapens op te neem nie, en hulle is gevolglik dan nou, hulle het nou maar niks gedoen nie. Kan jy regtig sê jou naam is in daardie gedenkboek opgeteken? Paulus sê hier verder in 2 Timoteus 4, vers 6 en 7. Hy praat hier met Timoteus, want hy sê, want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Dan sê hy, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Jo, kan jy dit sê? Kan jy dit regtig sê? Want ek moet myself uit en uit vraag afvra. Is dit nog my passie hierdie, of is ek hier om te gevoed is? Nee? Verlede week moes vir julle gesê, daar die een wat gevra daar so, waar was julle, waar het jy kerk bygewoon, waar die een het gesê, ek moes, my vrou het gesê, ek is die pastoor, ek moet dan wees, nee. Het jy die passie? Het jy nog uitgevoer? Want ek wil vir jou sê, dis nie die kerk se skuld, jy is jou eie skuld. Het gaan oor die hart. Het gaan oor die hart, wat is die toestand van jou hart? Ek het eintlik 'n baie lang boodskap, maar ek moet dit kort dit, want mense begin rondskuif en raak al gemaklik as die diens te lank raak, maar die Here het 'n baie belangrike boodskap vanmôre. Nou sê die pastoor vir my woensdag, dat hy preek, ek weet nie wat 'n land oorsee nie, maar ek weet nie vir 3 sondae, en of dit 'n byeenkoms is waar hy 3 keer 3 dae na mekaar nie, maar hy preek, en die Here gee vir hom 'n Ou Testamentiese boodskap uit die boek Jeremia.
En daar is 'n oom in die kerk, ek dink is in Duitsland, ek is seker nie, die oom sit in die kerk, een van die, ek wil nog maar sê amper 'n ouder, een van die senior mense. En hy sê hierdie ou is nie gelukkig nie, en agterna kom en hy sê, nooit weer preek jy die Ou Testament in hierdie kerk nie, en veral nie uit Jeremia. En hy dink, wat het ek nou gedoen, maar alright, ek sal maar beter doen next time. Maar sê die Here gee vir hom waaragtig weer Jeremia vir die volgende preek. En hy vra vir hulle saam met ons, asseblief, help my bid dat die Here vir iets anders gee, die Here gee vir hom Jeremia. En hy preek Jeremia, kyk toe, trek hy rook in, maar daar is ook uit so kwaad te sê. En 'n derde preek, wat doen die Here? Hy die Here dan is in vriend word. Hy gee vir hom weer Jeremia. En hy bid en hy sê, en die ergste van alles is die broer, die ou, kom ons noem hom nou maar 'n ouderling. Hy kom op 'n groep, op die kerkgroep, en hy vra vir die pastoor. Hy wil net, voordat hierdie besoekende prediker kom preek, wil hy net 'n paar woorde sê. En nou sit hierdie man, hy sê vir my, nou sit hy, ag nee, want ek hoop dat die pastoor gaan sê, nee, daar is nie tyd daarvoor nie. En so waar as waaragtig, hy sê, nee, is reg broer, jy kan dit doen. En daar hy oom kom en hy preek, hy begin 'n boodskap bring en hy preek alles wat hierdie man se boodskap is, maar net die teenoorgestelde. En hy gaan te kere. Jy sien, hy preek oor die ode streel. En hierdie vriend van my, hierdie prediker staan, en is nou sy weer dat hy dog, maar wat moet ek nou doen? Want dit wat ek gaan preek is nie, dis presies dit, woord vir woord, maar net die waarheid wat in die woord van God staan. En ek gaan dit nou preek, en ek gaan hierdie man uit mekaar uittrek, maar gaan ek nie dalk die kerk uit mekaar uittrek nie. Want dit is hoe die kerk, die woord van die Here sê, die huis wat teen homself verdeel is, kan nie staan bly. Amen, is waar. En hy sê, Here help my, die Here sê, vertel vir hulle van Namakwaland. Namakwaland. En Namakwaland, my geliefde, hy doen dit ook. Hy vertel vir hulle van Namakwaland. Namakwaland is nie 'n mooi plek. Dis daar in die Karoo, dit is wat plat en dit is wat nie. Kyk, as jy nie in Namakwaland is nie, is dit nie vir jou mooi plek, jy wil nie daar wees nie. Plek, wil nie daar wees nie. Maar dan is daar 'n sekere tyd in die jaar, my ma het al die jare, of vir meer as 20 jaar in Hartenbos gebly, en al die jare is hy een keer vir ons kom kuier, want jy kry nie vir haar daar weg nie. Maar glo vir my, elke jaar, 'n sekere tyd as jy aan die hande kry jy haar nie in die hande nie. Hoekom nie? Want sy gaan blomme kyk in 'n Namakwaland. Want dan ewe skielik is dit mooi. Dan wil mense daar wees, en toeriste wil daar wees, want die natuur is hierdie blomme pragt, verskillende kleure, 'n sekere tyd van die jaar. Daar wil almal daar wees. En as hy blommetjies nou weer verwelk en is weg, dan gaan hulle weer weg en Namakwaland is weer vergete. En dis hoe dit in die kerk gaan. Mense wil, iemand vra vir my, so, ons het 'n broer gekry wat geloofsgeneesing doen, so, nog in die ou kerk, so 'n paar jaar gelede, is ek ook al 5 jaar terug. En hy kom geloofsgeneesing doen vir 'n week lank. En die kerk was so vol, vir allereerste paar keer dat mense moes staan in die kerk. Nou vra as die suster vir my, hoe kry ons om die wees, ek kan hom kry, maar dan dink ek by myself, maar hoekom moet ons dit doen? Want die mense kom in vir die mooi blomme hier in Namakwaland. Normaalweg is dit nie mooi genoeg nie. Maar ons kom in vir die blomme van Namakwaland, vir daardie week, en nou gaan die blomme weg. En nou is dit maar weer die gewone in Namakwaland. En as jou hart nie in Namakwaland is nie, met ander woorde, as jou hart nie in hierdie bediening is nie, dan raak jy weg. Mense raak weg. Want hulle is aannemers van persone. Hulle is nie aannemers van die Here nie. Hulle het nie 'n diep, liefdevolle verhouding met die Here nie. Dit is nie vir hulle belangrik om hierdie liggaam by mekaar te hou, om hierdie liggaam te voed, om hierdie liggaam aan die gang te hou nie. En jy jou deel te doen, sê ek doen my deel om dit te doen nie. Al daag ek dan ook net op. Prys die Here. Ek gaan vanmôre, hierdie is maar net my intro, hoor, dis ook nie my preek nie. Ek gaan nou vir jou vertel hoe lyk hulle oor sy hart. En jy gaan dalk nie hou wat ek vir jou gesê nie, jy gaan nie daarvan hou dalk. Want ek gaan vir jou preek uit die Ou Testament, uit die boek Maleagi. Die Here het dit vir my gegee vanmôre, maar ek moet dadelik vir jou sê, dis 'n profetiese boek, daar's 'n rede hoekom dit die boek is, wat geskryf is net of in die Bybel geplaas is, die laaste boek in die Ou Testament, net voor die om dit profeteer, wat gaan gebeur, en hoe dit gaan wees, wanneer die beloofde een, wanneer Jesus gekom het, en wat van my en vir jou vandag word, en dit wat ek en jy gelos het, en dis hoekom het gaan met ons. Mense vra, hoe gaan dit in die land soos het gaan?
Ek gaan vir jou vertel hoe ons gegaan. Hoekom het in kerke so gaan? Hoekom het in huise so gaan? Hoekom het in skole so gaan soos dit gaan? Want ons het ons eerste liefde verloor. Ek wil vir julle sê, in die ou jare, baie mense was maar net kerk toe gegaan en sekere dinge gedoen. Ek weet nie of hulle harte altyd daar was nie, maar hulle het ten minste die beginsels wat die Here daar gegee het gevolg en dis hoekom dit beter gegaan het. Ek gaan vir jou lees van Maleagi 2 af. Vanaf vers 17 tot aan die einde. Ek het baie nou uitgelos wat ek wou gesê het, maar ek wil nie die diens onnodig lank uitrek nie. Ek wil vir jou net sê, as jy die bediening is, en al as jy bediening, geneesbediening, wat ook al, met ander woorde, selfs as jy nie bediening nie, as jy jou hart waarlik vir die Here gegee het, gaan jy vind, dat daar eensaamheid is. Maar hierdie broer het vir my gesê, ons moet nie konsentreer op die resultate, die pastoor aan Marie was vreeslik, sy het soveel moeite gedoen, vir Woensdag op sy vroue, gewoonlik die vroue, ek is gewoonlik jaloers, maar nie gewoonlik die hele klop die vroue, en die aand as die mense bin, nou Woensdag was die een dame wat opgedaag het, maar as daarom 2 wat goeie redes en verskonings gegee by die res nie, en is hier om vingers of om houwe te gooi, ek vraag die vrou laas jaar, want toe sy gegaan en sê, kom ons bid maar net, ons bid maar net, ons gaan huis toe, want dit is voel vir haar, die boodskap wat sy het, is so belangrik dat mense moet hoor, ek is so dankbaar, prys die Here, ons die aand 'n redelike goeie opkomst ook gehad het. Maar toe sê hierdie man vir my, hy sê, ons moet nie konsentreer op die resultate nie. My job, en dan pastoor Marie se job, ons is nie daar, en almal wat in die bediening is, om resultate, om te fokus op dit nie. Ons moet net fokus op die opdrag. Ons moet net dit doen wat die Here vir jou gee om te doen, al preek jy dan net vir daai een persoon. Dis die opdrag van die Here. Die Heilige Gees sal sorg vir die res. Want die Here wil niemand, hy wil homself op niemand afforceer nie. Hy soek mense wat in 'n liefdesverhouding met hom wil staan. Ek weet, ek kan praat, ek is so persoonlike getuienis, daar is gewoonlik 3 goed wat gebeur. Ek kan in elk geval net sê in my geval, as jy die bediening gaan, veral as jy later, ek weet nie hoe gaan dit in 'n huis, as mense in 'n pastorie groot geword het, en miskien is dit anderste, hoewel ek weet nie wat anderste is, ek het altyd gehoor die pastorie kindertjies is die stoutste. Die dominee en die pastoor se kinders die stoutste. Nou ons sê altyd dat hulle speel met die gemeente se kinders dis. Nee, daar sê. Maar ek weet nie hoe gaan dit daar nie, maar meeste van ons wat daar staan die bediening het, ek wil amper sê geleef, maar ek wil nie dit sê nie, want jy leef ook as jy het geleef van al as jy Jesus ontdek het. Maar jy het vir die wêreld geleef, né? So jy was stout, jy het droog gemaak. En nou ontmoet jy die Here. En nou gebeur een van 3 dinge. Die eerste een is wat gebeur is, die mense neem jou nie ernstig op nie. Ou François, wat dit en dit is albei gedoen en hy is nou pastoor. Nee, ek wil nie so lekker nie. Nee, dis die een, hulle neem jou nie ernstig op nie. Dan wat baie doen, hy kinders moet luister, hoor. Dat wat baie doen is, hulle weet nie hoe jy te hanteer nie. Jy staan by 'n plek en nou stap hulle uit, want hulle weet nie eintlik hoe ons moet optree. Ek was gister by 'n verjaardagpartytjie gewees, en daar was mense wat ek dink nie, hulle weet ek is in die bediening, maar ek bedoel ons stil gebly, die tale wat uitgaan is maar die tale wat, kyk as die pastore is, dan sê hulle geen woord wat weerlik is, dit steekie sigarette op nie, van die mense, dis wat mense leer ken, hulle doen hulle eie ding, want die oomblik as hulle weet wie jy is, dan is hulle ongemakkelijk, en volgende keer wil hulle nie na die partytjie toe kom, want jy is jy daar gewees, so hulle weet jy moet hanteer nie, maar dan 'n ding wat baie gebeur, veral met jou familie, hulle tel jou op, maar nie op 'n goeie manier nie. Hulle sit jou onder 'n vergrootglas. En as jy durf om 'n gewone mens te wees, as jy nie geskik vir die bediening nie. Jy mag nie kwaad word nie, jy mag nie emosies hê nie, jy mag nie reageer soos 'n gewone mens nie, jy is hierdie heilige. En die oomblik as jy die menslikheid toon, verloor jy hulle nie. Wat doen jy? Jy onttrek. Jy hou jou een kant. Jy laat jou ja en jou nee wees, en jy het gesê verder nie veel, nie, maar hoekom nie? Want hulle neem nie ernstig op. En jy sien, dit is hoekom Jesus in Nasaret, die woord van die Here sê, in Nasaret kon hy nie baie wonders doen. Hoekom nie? Hulle het ook gevra hoekom, sy disippels toe sê, want dit is 'n profeet sal hier sy huis nie geëer word nie. Want Jesus het ook groot geword daar. Hy was ook 'n seentjie daar. Ek weet nie wat hy aangevang het nie, maar hy het groot geword daar.
En nou sê jy miskien die Messias. Verstaan jy? Dis dieselfde, ek sê ek is die bediening. En dis hoekom jy kry, jy moet pas op wat jy doen, wat jy sê, hoe jy optree. Dis 'n eensame job. En dis nie dit vir die pastoor eensame werk nie. As jy jou hart werklik aan die Here behoort, gaan jy keuses in die lewe moet maak. En almal gaan nie saam met jou daai pad loop nie. Jy gaan van hulle agter moet los. Want ek wil vir jou sê, as daar nie verandering is nie, wat het Paulus gesê? Hy die wedloop. Nou wat is 'n wedloop? Dis iets waar jy deelneem, dis iets wat jy oefen, dis iets wat jy passie voor het, maar dit is werk. Dis hoekom Jesus se broer Jakobus sê, die bose glo ook en hulle sê hulle meer van ons. Dat hy sê geloof sonder werke is nie geloof nie. Die Here vereis van ons dinge. Liefde. En die liefde het resultate. Kyk gou wat sê hy hierso. Maleagi 2 vanaf vers 17, hier praat die dag van die Here. Die dag van die Here, geliefde, dit is maar die dag wat Jesus Christus kom. So hy profeteer wat gaan gebeur. Hy sê, julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Hy antwoord deur dat julle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here, en in hulle het hy 'n behaag. Of waar anders is die God van die reg? Wat hy eintlik hier so sê is wat ons vandag gebeur. O, Jesus is Jesus van liefde. En daarom kan ek maak net soos ek wil. En as ek nie so kan maak nie, waar is daai genade waarvan gepraat word? Mense maak hulle eie keuses en dan kom hulle sê die Here ken liefde. Die Here het my lief. Hy weet, ag, ek ken my hart. Ja, jy's reg, hy ken jou hart. Hy sien jou hart is ver van hom af. Jou hart is in hierdie wêreld. Hy sê dis hoe dit gaan wees en dis presies hoe dit is. Mense wil hoor wat hulle oor streel. Die genade my boetas is soos nie jy kan maak wat jy wil. Die genade is dat jy kan oorbegin. Dis hoekom hy opgestaan het op watter dag? Hy het opgestaan op die 8ste dag, die dag na die Sabbat. 'n Volle week is verby. Dis 'n nuwe begin. 'n Nuwe week het begin. Hy het opgestaan met 'n nuwe ding, sodat jy jou kan vernuwe. Luister wat sê hy vanaf Maleagi 3 vers 1. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Hier praat hy nou van Johannes die Doper, maar ek wil sê hy praat van my, hy praat van elke ou wat in die bediening staan. Ons Markus 1 vers 3 sê ek het gekom om die paaie gelyk te maak. En daai gelyk paaie sê jy kan maak wat jy wil nie. Dit is om vir jou die nou ding weg te wys. Want die meeste mense sien die breë pad. Hulle kyk daarin, hulle weet nie waar is daai pad nie. My werk en hulle bediening se werk nou. Johannes die Doper se werk was om daardie pad te wys. En ek gaan nou vir jou die pad wys. En jy gaan dalk nie hou van alles wat ek sê nie. Maar jy moet vir my kwaad wees oor die woord van die Here. Gaan maar huis toe agterna, en gaan lees dit weer, en gaan bid daaroor, en gaan vas daaroor, en gaan dink daaroor, of dit die waarheid is of nie. Want ek vir jou sê, ek wil elke keer dat die Here my mond sal sluit, as ek nie die waarheid sal praat nie. Hy sê, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na by sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond. Hier is 'n hoofletter E, né? Wie is die engel? Hy praat hier van Jesus wat kom. Die engel van die verbond, en dis die nuwe verbond wat kom. Nou wie julle 'n begeerte het, kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. Hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louters soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer kan bring. Hoe lyk die regte offer? Romeine 12 vers 1. Jy moet jou stel as 'n lewende, vir God aanneemlike offer maak, né? Die seuns van Levi, ek sê nou verduidelik hoekom hy so sê. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. Hy praat van twee offers. Die offer van Levi, nou, dit was die ou verbond. Onder die ou verbond het daar Aaron en die seuns van Levi. Met ander woorde, hy praat eintlik van ons almal. Hy sê ons offer is nie aanneemlik nie, ons moet eers gelouter word. Soos goud en silwer. Word goud en silwer gelouter. Dit word gesmelt op ongelooflike hitte. En dan dryf jy onsuiverhede bo-op en dit word
word afgesveer en afgeveer. En dan word hierdie staaf koud weer, dan word hy weer waar koud. En dan kyk hy, en dan kyk hierdie stuk, dan kyk hy of hy sy refleksie kan sien, nee, hy is nog nie suiwer nie. En dan suiwer hy dit weer, en hy suiwer dit weer. En hy hou aan om dit te suiwer. Dis wat Jesus kom doen het. Ja. Om die kruis te sterwe is maar net 'n deur wat hy oopgemaak het. Maar hy het gekom om jou te verander, dat jy hartverandering kan hê, want hierdie ou wat dit doen, hou aan en aan en aan, tot wanneer? Tot hy aan silwer so voor hom kan hou, is hy sy eie gesig dan. Of hy kan hy goud so hou, is hy sy eie gesig dan. Jesus sê, hy sal jou louter tot hy homself in jou kan sien. Amen. Nou sê ek nie, jy gaan dit reg kry hier nie. Ons noem dit heiligmaking. Die proses van heiligmaking. Uiteindelik, as ons by hom is, dan lyk ons soos Jesus. Maar die proses is louter, en dis nie lekker om gelouter te word nie. Maar as jy werklik aan Christus behoort, is jy bereid. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het ons kom oortuig van sonde, sodat ons kan wegbreek daarvan af. En eers dan, Jesus aan die kruis, ek sê dit met respek, beteken vir my en vir jou absoluut niks. Absoluut niks. Hy beteken, dis kom hy sê, die offer van Juda. Wie is die offer van Juda? Is Jesus. Eers wanneer ons verander is, eers wanneer jy verander is, dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here God aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. Jesus se offer beteken vir jou dit net, as jy hierdie proses van heiligmaking, as jy Jesus toelaat om jou te verander. Vers 5, en ek sal tot julle nader, om strafgerig te hou. Met ander woorde, Jesus het klaar gekom. As hy klaar gekom het, dan gaan die Here nog steeds straf. Ek sal 'n haastige getuie wees teen towenaars, teen egbrekers, en teen die mynediges. Die mynediges, mense wat vals sweer, valse beloftes maak en nie hou nie, né? En teen die, selfs hierdie wat sê, hoor ek hoor te die Here, myn dit jok. Hy gaan strafgerig hou teen hulle. En teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk, en teen die wat die vreemdeling wegstoot, en my nie vrees nie, sê die Here van die weerskare, want ek, die Here, het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie, want God sê ek verander nooit, ek was, ek is, ek sal altyd wees, soos ek was, so is ek, so sal ek altyd wees. Sonde was my sonde, dit bly nog steeds sonde. My genade maak dat jy kan wegdraai. My genade maak dat jy my toelaat om jou te verander. Jy hoef nie self te doen nie, jy moet net oorgee. Jy moet net oorgee sê Here, en jy gaan baie keer dinge moet doen waarvan jy hou nie, maar ek doen dit. Wie baie mense gaan 'n kompromie aan. Ek wil so graag die Here dien. Maar my man of my vrou of my kinders of wie ook al, hulle gaan my verstoot. Gaan jou naam in die gedenkboek staan. As jy daar by die hekke kom, ek weet nie. Die woord van die Here sê nie. Baie gaan my naam kom en sê, in die naam het ons duiwels uitgedryf, ons het baie dinge gedoen in die naam. Maar hy gaan sê, maar jou naam, ek ken jou nie. Jy is nie in die gedenkboek opgeteken. Hy sê, hy het nie verander nie, en ons is nie verteer nie. Sedert die dae van jou vaders, julle van my insetting afgewyk, en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil julle dat julle terugkeer, sê die Here van die leerskare, maar julle vra waarin moet ons terugkeer? Hier kom die punchline, onder andere. Waarom moet ons terugkeer? Hy sê, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarom ons hier beroof? Hy sê, in die tiendes en die offergawes. O, pastoor, julle soek net ons geld. O, ons gaan nie meer kerk nie, die pastoor soek net julle geld. Dan praat ek nie net van geld nie, as hy praat van tiendes, dan praat ek van geld, offergawes, praat ek wat jy kan offer, jou gawe, jou talent, wat jy ook al vir die Here kan gee. Jou diens. My arme vrou, daai tyd jare terug gesê, as die bediening wil gaan, sê sy nie, want al was ek, kan ek net die koppies was vir die kerk, ek moet net iets doen vir die Here. Maar ons beroof om daar, en as jy sê, dis outies, dag nie, dit is jy weet nie. Dis die reël van Abraham, Isak en Jakob. Jou eerstelinge, die tiendes, hy sê, sorg dat daar spys in my huis is. Hy sê, sorg vir die weduwee, die wees en die vreemdeling in jou midde. Dis die opdrag.
Wie sê hy? Julle daai dinge vergeet. Ek wil vir julle sê, ek wil vir hierdie gemeente baie dankie sê. Ek het dit Woensdag al gesê. Matteus 6 sê dat wanneer ons liefde of wanneer ons welsyn doen, moet ons die linkerhand nie eers weet wat die regterhand doen nie. Dis een rede hoekom hierdie gemeente, so baie ander kerke sit as hulle kospakkies uitdeel, as ek goed, dan sit hulle dit op Facebook en al daai goede. Ons doen dit nie, ek oordeel dit nie, ek weet dat dit op die eer vir die Here gee, omdat so goed die Here is. Maar julle weet nie van dit nie, ek dink baie van mense van my bestuur weet nie eens daarvan nie. Maar jy kan van pastoor Andrie gaan vra, van boedelaars, mense wat met 'n kruis kom, mense wat hier kom staan met 'n kar sonder brandstof. Hoeveel keer kon ons vir hulle behuising betaal? Nie ons nie, die kerk, vir hulle behuising betaal, vir hulle voedsel koop, en selfs vir hulle brandstof ingooi, sodat hulle op die volgende dorp kan kom. Ek dank die Here. Ek dank U daarvoor, vir hierdie wat gehoorsaam is aan die Here, dat julle dit moontlik maak. Want dis hoekom ons dit doen. Jy doen dit nie vir die pastoor nie, hoewel dit 'n baie groot skande is. Die Here stuur sy disippels uit, sy apostels, hy stuur hulle uit. Hy sê jy vat nie 'n reistas saam nie, jy vat nie 'n tweede stel klere saam nie, jy vat nie nog skoene saam nie, jy vat nie 'n beurs saam nie. In die huis waar jy ontvang word, daar sal jy versorg word, want die arbeider het sy loon werd. En jy bly daar tot jy weggaan, en as jy nie ontvang word nie, dan gaan jy uit en jy vee tot die stof van jou skoene af. Want wat is op daai stof? 'n Vloek. Tot die stof van die huis het 'n vloek op hom, omdat hulle jou nie wou dra nie. En ongelukkig oral sien ek pastore en predikante, dominees en leraars, en hulle almal moet ander werk doen om die pot by die kook te hou, want hulle moet ook lewe. Maar as daar gebel moet word, jy bel, as daar gery moet word, moet jy ry. En dan kan jy vir een van twee redes baie keer nie reageer. Een, want jy kan dit bekostig nie, of nommer 2, jy het nie die tyd nie, want ek moet ander werk doen, pot van die kook. Nou, mense sorg nie meer soos in die ou dae van die geroepers nie. Ek kom sleep die geld vir julle af nie, maar ek noem net vir ek doen jou 'n guns vanmôre om vir jou van die dinge te vertel. Wyk weg van daardie mense wat verkeerd hoor. Want dit is nie hulle sin nie, dit is die Here se. Jy is net die tussenganger. Die Here seën jou sodat jy ander kan seën. Sodat jy kan dat daar spyse, sodat jy kan as mense swaar kry vir hulle gee. Krag koop wat ook al, so baie. Ons maak baie keer die hande toe want jy kry so baie wat uiteindelik net heeltyd bak kan staan. En wie is die wat bak kan staan? Keer op keer hulle wat nooit bydra nie. Hulle wat nie finansiëel bydra nie, hulle wat nie met diens bydra nie, hulle wat nie 'n talent offer nie, wat nie eers iets wil doen vir hierdie gemeente nie. Dis hulle. Maar ons doen tot op 'n punt wat ons sê hoor hierso. Ons het maar net 'n beursie geword. Ja. En dan loop, dan sal dit kwaad vir ons. Die Here sê julle beroof my. Hoort aan my. Hoort aan my. Ek vra gewoonlik as by kom na my toe sê pastoor, maar ek kan dit bekostig nie. Dan sê wat was eers die hoender of die eier? Ek het Woensdag op hier gesê. Wat was eers die hoender of die eier? Kan jy dit bekostig nie, omdat jy die geld het nie, of kan jy nie geld nie, omdat jy dink jy kan nie bekostig om ook te gee nie. Maar die Here weet wie 'n blymoedige gewer is. En hy sorg vir hulle, hier kom die belofte. Kyk wat sê hy nou teen hulle wat dit terughou. Die wat die tiendes en offergawes terughou. Hy sê vir die vloek is julle belaai, en tog beroof julle by julle die hele nasie. Bring die hele tiende na die skatkis, sodat daar spyse in die huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek julle vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. En hier wil ek vir julle vra, as die Here sê, beproef my hierin, dan sê hy nie, hoor ek is al one-arm bandit, gooi geld en trek jy arm, en jy gaan geld uitpop nie, dis wat hy sê nie. Wat hy eintlik sê is, hoe kan ek, want julle dat met julle sleg gaan, as julle 'n hart vir ander mense het. Hy sê, beproef my, ek het al baie gesê, bid die beloftes van die Here, want hy maak beloftes. Hy gaan verder aan, hy sê hierso, hy sê, vers 11, ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat by die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie, ook die wynstok op
die land sal vir julle nie onvrugbaar wees, sê die Here van die leerskare. Klink dit nie soos beloftes nie? Hy sê vers 12, en al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehaag sal wees, sê die Here van die leerskare. Suid-Afrika keer terug na God. Jy wil weet hoekom gaan dit so? Want die mense het weggegaan en het lou geraak en selfs koud geraak. O, die kerk wil net my goed hê. O, die kerk preek dit, die kerk preek dat. Ag, is nie nodig nie. Ek kan maar sommer my eie dingetjie hierso doen met my sitkamer uit. Mense het weggeraak van die Here af. En dink hulle hoor die stem van God, en stem eintlik die duiwelse stem, wat wil steel, wat wil slag, wat wil verwoes. En dan steel en slag en verwoes, hulle ook weer verander dit te vertel, as nie nodig nie. Ons is die liggaam van Christus. Dis die kerk van die Here. En hierdie familie moet vir sy mense in sy liggaam sorg. Is dit nie so nie? En as ons lande doen en begin terugkeer na die Here toe, dan sal die reën terugkom en die pestsiekte sal weggaan. En ek vertel vir hulle Woensdag wat gebeur het, so 2 weke wat ook al terug. Dalk al 3 weke terug, sit ek 'n ernstige gebed op die boeregroep, want die mense is bekommerd. Kyk, die droogte is op alle plekke al lank al in die gang, maar hier by ons is so erg nie. Maar kyk, toe ek in Klimseer kom, dis almal ewe skielik op hulle agtervoete waar Edenburg, want Edenburg is daar ook gevallen. En ek sit op die boeregroep en gebed, ek vat 'n kans, want van tevore het ek dit gedoen, toe dan vir my vertel, hierdie is 'n boeregroep, dis nie 'n kerkgroep nie. Ek weet nie hoe skei jy boerdery en Christus van mekaar nie. Ek weet nie hoe kan jy dink dat ek op die natuur beroep as die Here nie in die saak is nie. En wat ek ook by sê, 'n sekere kerk, as hulle iets daarop sit, dan is daar nie geboof gebaan nie. Maar in elk geval, ek waag, ek sit hier die gebed op, Here, stuur asseblief mildelik reën vir ons. En was sommer hierdie ou siekte weg. Die is omgewing uit. En daar's baie wat amen doen. Handjies en dit ook kry, wonderlik. En toe die reën val, en die reën val, en die reën val, toe sit ek weer 'n gebed op. Here, dankie vir die reën. Dankie vir wat U vir ons doen. Dankie vir die reën wat ook nog gaan val. Die Here sê as jy vra vir die Here en dank hom ook nog steeds vir dit wat nog gaan kom. Dis wat geloof is. En dankie dat jy jou siekte hier weggewas het. En ek dink daar's een handjie wat opgegaan het gebed, want so 'n paar minute later en een boer wat ek goed ken, wat ook 'n paar mooi woorde gesê het. Verder niks. En seker so 'n halfuur daarna sit 'n boer op, ag my beeshonde weggeraak, jy moet tog help om my op te soek. Seker so 'n uur daarna, halfuur, nee, ek het 'n beeshond gekry. Wow! Almal net, prys die Here, jy het 'n hond gekry. Ag, ons is so bly oor die hond. Tot die predikant, die dominee. Maar niemand reageer op hierdie gebed. Waar is die hart van hierdie land? Waar is die hart van die boere? Ek is hier om te judge, ek vra die vraag. Waar is jou hart? Of gaan dit nou oor 'n Pinksterpastoor is? Gaan dit oor die predikant? Ek weet nie. Ons is ver van die Here af. Ek het dit ook al by vergaderings gehoor, dat ons sê ons moet na die Here terugkeer en sê, ja, ek kan nie heeltyd net bid nie, ons moet doen ook. Ons wil sê, ja, die Here sal daar iets vat. Die Here sê, keer terug na my toe. Keer terug na die basiese beginsels wat ek julle gegee het. Sorg vir my liggaam en beproef of ek nie al hierdie dinge vir julle sal doen nie. Hy sê, vermeet op vers 13 is julle woorde teen my, sê die Here, maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Hy sê, julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. En wat baat ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel. Dis wat die mense sê. Ek het dit net gesê. Jy kan nie heeltyd net bid nie. Ons moet 'n rouklere of ons nie 'n rouklere nie. Ons moet ons nie, wat is dit om 'n rouklere vir die Here te staan? Dis om jouself te verootmoedig. Dis om jouself te verneder voor die Here, om weer te kom sê, Here, sonder U is ons verlore. Maar dis nie wat ons sê nie, dis nie wat die mense sê nie. Hulle sê, ag, dit help nie. Dis nie moeite werd nie. Maar nou sê vers 15, en nou prys ons die vermeteles gelukkig. Nie alleen word nie wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Bedoelende, hier is die vryheid van wat jy in Jesus kry, jy raak van God vry. Met ander woorde, jy raak van God vervreemd. Vers 16, toe het die wat die Here vrees. Dis nou hierdie wat werklik
lief is vir die Here, wat regtig 'n verhouding het met die Here, wat nog glo en vashou in die krag van die Here. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek. Nou waar spreek hulle met mekaar? Waar spreek ons met mekaar? Kerkdiens, na die diens, Woensdagoggend vroue bid, Woensdag aand bid, ander Bybelbyeenkomste, wanneer ons by mekaar kom, dis kerk. Hulle het met mekaar gespreek. Toe die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir wie? Vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Vir hulle is daar 'n gedenkboek geskryf. Nou vra ek jou weer, daar waar Paulus gaan, deur die hek, want hy sê, ek het die goeie stryd, ek het die wedloop gehardloop, ek het die goeie stryd gestry, ek het die geloof behou, my naam is eintlik in die gedenkboek, dis wat hy eintlik sê. Is ons vandag, of is jy vandag? Ek vra maar net vir jou. Ek wys vinger na niemand nie. Elke ou moet daai met homself uitklaar. Hy sê jou naam is in die gedenkboek, maar vir die wat die Here vrees en sy naam eer, hulle name is daar. Hulle kan hierdie liedjie sing. Dat ek is daar. Want dat daar die rol afgelees word. Wat 'n rol? Wat 'n rol word afgelees? Die gedenkboek. Die boek van herinnering. Dan is hy daar. Vers 17, en hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. Pastoor, daar is nie 'n weggeraap nie. Wat sê die Here hier? Hy sê wanneer ek skep. Maak nie saak wanneer hulle nie, maar die dag wanneer ek skep, gaan hulle wat sy naam in daardie boek geskryf word, hy sal hulle onthou. En ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Want kyk, Maleagi 4, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeerderes en almal wat die goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat hulle vir geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees. Pastoor, ons sien nie meer genesing in die kerk nie. Daar's twee redes. Een, ek hoop en bid dat die Here my tydelik die gawe sal gee van genesing, want hulle wat die genesing gawe ontvang, as jy is, en gloei kan wees, is jy bereid om op te staan en sê, ek gaan hom ek gaan hom. Maar die ander keer is het baie keer ook, want die kerke is siek, die kerke is nie meer wat hulle wil wees. Hy sê, dan kom die genesing. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Waar is hy vreugde? Huppel soos kalvers uit die stal. Ja, jong kalvers gesien. Raak baie spelerig. Vers 3, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof, hy stof het jy afgeveel, onder julle voete wees, onder julle voetsole op die dag wat ek skep. Die sê weer, wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Wie is die Here van die leerskare? Dis God die Vader, Yahweh Sebaot, God van die leerskare. Dink aan die wet van Moses my knegt, wat ek op beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordening, en natuurlik staan in hierdie waar hulle nie kon hou nie. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hier is die probleem wat groot deel van Israel mee sukkel, hulle wag vir Elia. Hulle glo nie die Messias kom voor Elia gekom het nie. Het Elia gekom? Die gees van Elia sê die woord was op, om wat die pad gelyk maak. Was op Johannes die Doper. Hy het inderdaad gekom wat op die pad gelyk maak. Sodat ek ook hier is op die pad gelyk te maak. Ek is nie Elia nie, maar ek het al die naam Elisa gehoor. Prys die Here daarvoor. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voor die groot vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die bandvloed tref nie.
wat die Here eintlik hier sê is, wat ook in 1 Korintiërs 16 vers 11 vra. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Soek die Here elke dag. Vra die leiding van die Here elke dag. Vra die woord van die Here, kom deur drome, visioene, wat ook al, deur die woord van die Here, ons wil dit altyd beproef met die woord van die Here. Anders kom dit nie van hom af nie. Want glo my, die duiwel fluister ook in ons ore. Die vleis, hy sal ook stem, maar hy sal self Bybeltekste aanhaal, soos hy gedoen het in Jesus nou versoeking. Maar die opdrag sal nooit wees om te stilslag en verwoes nie. Die opdrag sal altyd opbouend wees. Die opdrag sal wees om die verlores te gaan haal. Prys die Here. Ek gaan nou 'n gebed doen, as ek aan my sê, gaan ek vra hom af te sit daar, maar voor ek afsit, vra ek die Facebook-kykers en die YouTube-kykers, as jy nog nie, as jy besef vanmôre, maar hierdie pastoor het met my gepraat vanmôre, dan vra ek jou, gaan op jou knieë uit. Gaan op jou knieë uit. Bely voor die Here en vra vir hom om jou hart te vernuwe. En ek gaan vir jou ook vra, as ons nou klaar amen gesê, as ek klaar gebid het, as die Here jou so lei, jy hoef nie te kniel nie, maar as jy bereid is om jou te verneder voor die Here, hy sê dan verneder hy hom, dan getuig het van jou. Maar al staan jy reg op, kom bely net voor die Here, kom net na die Here, en sê, Here, raak my net weer aan, dat ek weer dat die vreugde kan ervaar. En ek is jammer dat ek toegelaat het, dat ek die vreugde verloor. Want toe die blobbetjies doodgaan in 'n Makwaland, en dit weer bietjie begin vaal word, toe vervlou my liefde vir hierdie land, hierdie gemeente. Dierbare Vader, ons kom na U toe, ons vra dat U verheerlik word in hierdie diens. Ek vra Here dat U elke mens hier dat elke mens hier, soos ek ook nou, ek wil amper omval die gees en krag oor my voel en beleef, dat U hulle sal aanraak, dat U vir hulle sal oortuig wat hulle moet doen vanmôre, wat hulle moet oortuig is die uitgaan. Raak hulle aan, maar ek vra Here dat dit absoluut nie gaan oor my, oor die gemeente of enige persoon nie, maar dat dit absoluut gegaan oor Here Jesus Christus, die Heilige Gees en God die Vader, die drie enige God, die een wat was, die een wat is, en altyd sal wees. Die een wat alomteenwoordig is, alwetend is en almagtig is, word U nou verheerlik. Bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan